Goeiedag agter kykers, ons is baie bly dat u weer saam met ons kyk na hierdie program van Dynamies wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Dynamies is 'n program waar ons onderhoude voer met dinamiese mense en die dinamiese pad wat hulle met die Here gestap het en hulle lewenservaring en wat hulle alles gedoen het. Nou vandag het ons hier so 'n baie interessante persoon, Dr. Kobus Visser. Baie welkom Dr. Visser, bly om jy so te hê. Ja nee, baie dankie vir die geleentheid. Dis Ja. voorreg om hier te kan wees. Nee, dis goed. Ek moet miskien net eers vir die kykers 'n bietjie van jou vertel. Dis nou die eerste keer hierdie naweek wat ek hierso vir Dr. Visser ontmoet. Hy kom eintlik van Middelburg. Hy's eintlik 'n dermatoloog. Dis nou 'n velspesialis, 'n mediese spesialis in Middelburg, daar in Mpumalanga, daarbo. En ek dink ek het eers van jou bewus geword toe jy in die koerante geskryf het, jy weet. Ja. Heel wat mense skryf en praat hulle bekommernisse oor die dwaalleringe wat in die kerke inkom. En dis waar ek jou naam die eerste keer gesien het. En ek wil vir kykers sê, Dr. Visser, een van sy, soos hulle in Engels sê, his big claim to fame, is hy het onlangs hierdie boek geskrywe. Die geestelike noodtoestand in die kerk. En ons gaan 'n bietjie van na die boek kyk en dit bespreek daar. Nou, 'n hele paar mense het boeke geskrywe met 'n besorgdhede en dis nie die eerste boek waarby Dr. Visser betrokke was nie. Daar's hierdie boek, Die Trojaanse perd in die NG Kerk. Die kanker van evolusie en liberalisme. Besorgde lidmate en leraars. Nou, jy's nie 'n leraar nie, maar jy's 'n besorgde lidmaat. En jy het hierdie geskrywe saam met Dominee Hanan Viljoen, Dominee Jan Lou, Daniel Lou, Gideon Achenbach, Henny Beton, Henita Klaasing, en dan was daar ook bydraers deur Anna Lou, James Marais, Pieter Pelser, Dr. Kobus Stapelberg, Sarel van der Merwe en Ellison Mouton. Ook 'n baie interessante boek. Hierdie boek kan jy kry as 'n e-boek op die webwerf Glo die Bybel. Tik dit in Glo die Bybel. Dit is die webwerf wat daar opgestel is deur Daniel Lou en sy pa Jan Lou. En daar's 'n verskriklik interessante berigte en besprekings daar en ook 'n hele paar e-boeke. Nou, as agtergrond, voordat dit hierdie boek verskyn, ek noem die boeke net bietjie ter perspektiefstelling, dit is deur Pieter Pelser wat ook betrokke was by die skryf van hierdie boek. En hierdie boek se naam is NG Kerk reformeer of disintegreer. Die krisis in ons kerk in die greep van dwaalleringe waarvan byna niemand iets weet nie. En heel onder staan 'n boek vir die bekommerde lidmaat wat 'n pad soek uit die moeras van teenstrydighede en onsekerhede. Ja, dis waar my belangstelling hierdie hele proses van om die dwaal te beveg begin het. En Pieter Pels het ook hierdie boek geskryf. Evolusie en die Bybel, kan hulle versoen word? En veral in jou huidige boek en in die vorige boek, die Trojaanse perd, praat julle van die kanker van evolusie. Hy vat die grondslag weg daar. Dan natuurlik meer onlangs was daar 'n hele paar skrywers wat ook groot besorgdhede gehad het oor die rigting van die kerk. Ek dink aan hierdie van Dominee Gerard Mane, Die Kerk met die Verkeerde Baas. Hierdie boek kan jy kry as 'n e-boek. Ons kan dit vir die aanstuur as ons kontak, of ons het ook kopieë wat hier kan koop. Baie goeie boek wat ook diep besorgdheid daar beskryf. Dan is daar hierdie boek wat ook so pas verskyn het, Van anker na dryf. Ja, die NG Kerk was altyd die anker in baie mense se lewens. Ek weet, my ma se lewe en van my ooms se lewens, ek het 'n paar dominees in my familie, en ek dink hulle draai nou om hulle graf daar sien wat hier gebeur, né? Die NG Kerk tussen belydenis en breë kerk. Ja, ruim huis, né? 2014 tot 2025. En hierso het Pieter Guy
al, hy sê, 'n getuienis op skrif, die eposse van Johannes de Villiers aan die NG Kerk. Skrywers van besorgdhede, jy het ook baie skrywers gehad. En toe ek en jy nou by hierdie IRSA konferensie, daar van Ferdy Mulder was, het ons weer hierdie boek daar gekry, opgestaan, dis nou die nuwe weergawe, baie goeie boek, hierdie boek is nie by ons te koop nie, maar kykers kan nou koop by IRSA, by Ferdy Mulder, ons kan die kontak persoonlik vir aanstuur, die teologiese ineenstorting van die NG Kerk. Baie interessante boek, hy is uitgeskop uit die Pretoria Kweekskool, omdat hy die dwaalleer van die dosente daar aangevat, hulle aangeklaar van dwaalleringe. Nou, Dr. Visser, om terug te kom by jou boek, hierso, is my baie interessant, en hierdie is 'n dik boek, 344 bladsye, maar dis 'n baie interessante boek, wat mense aandag hou, jy het geskryf nie akademies nie, maar vir die gewone mens, dat ons kan sien wat aangaan daar. En die hoofstukke hierso is hoofstuk 1, wie en wat is die kerk? Hoofstuk 2, wat is die Bybel? Hoofstuk 3, die evangelie. Hoofstuk 4, disipelskap. Hoofstuk 5, dwaalleer. Hoofstuk 6, die eindtyd. En dan skryf jy so, jy sê, ek is diep besorg oor die geestelike afvalligheid en verval van die kerk. Satan se doelwit is om die waarheid te vernietig en daarvoor gebruik hy onder andere dwaalleraars. Die grootste aanslag op die waarheid kom van binne die kerk. En ek so bly, jy glo nog aan 'n werklike Satan, ons moet die nuwe inding, of ek dink hy is metafories tipe dinge, jy weet. Dan sê, die rede waarom ek die projek aangepak het om die boek te skryf, is om die verskillende redes waarom die kerk tans in hierdie toestand van geestelike nood en armoede is, te ondersoek. Dit word nie gedoen om die kerk af te breek nie, maar met die oog daarop om die kerk aan te spoor, om terug te draai na die waarheid. Pragtige doelstelling wat jy daar so het. En dan sê jy so, bietjie verder aan op 'n ander plek, jy sê, alhoewel hierdie boek primêr verwys na sake en gebeure binne die NG Kerk, kan dit as wekroep ook van groot waarde wees vir die meeste ander kerke. Want meeste ander dieselfde uitdagings, dwaalleraars, dwaalleer inkom, die grondslag van die kerk, van die geloof, wegkolwe ensovoorts. Dis immers die kerk van Christus wat deur Satan geteken word, nie denominasies nie. Nou ek wil vir kykers sê, hierdie boek is by ons te koop, ook te koop by Dr. Visser daar in Middelburg, in Mpumalanga. Hy het goed gunstiglik dit vir ons gegee, dat ons kan verkoop vir u teen 'n spesiale prys van R50. Normale prys is R100, maar as jy dit aankoop deur middel van Homebase TV, kry jy 50% afslag. Nou dit is 'n bargain wat u nie oor die hoof kan sien nie. En dit is vir geweldige interessante leeswerk. Ons vertrou dat u dit ook sal aankoop, sodat die geloof daardeur versterk kan word. Nou Dr. Visser, vertel ons nou 'n bietjie meer van jouself, van waar kom jy, waar het jy groot geword, wat het jy gedoen, en die pad wat jy gestap het, en jou besorgdhede om hierdie uitstekende boek daar te skrywe. Ja, ek is maar gebore nie in die Kaap nie, in Pretoria. Ek het maar daar groot geword. En uiteindelik het ek gaan medies swat en toe dermatologie gespesialiseer. En seker so 25 jaar terug van Pretoria afgetrek na Middelburg toe. En so daar in Middelburg is ek nou begin kennis maak met dwaalleer vir die eerste keer in my lewe. Ek is eintlik evangelisasieopleiding gedoen, oral in die land en ook voorreg om dit in die buiteland kon doen, onder andere in Rusland en in Malawi en Namibië. Ja, was baie interessant, ons daar by IRSA was, noem jy's eintlik 'n evangelis. Ja. Dat is my altyd interessant, mense met ander beroepe, wat 'n hart vir die evangelie het en evangeliseer, maar elke bekeerde persoon is 'n evangelis. Nie almal word nou
geroepe om 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester of predikant te wees, maar elke gelowige is 'n evangelis. Ja, hy moet ten minste die evangelie kan deel met iemand. Absoluut. Maar 'n ware evangelis is ook iemand wat alle mense kan oplei, wat die gawe gekry het om dit te doen. Presies. En so ja, dit is eintlik my hart. En ek het in baie kerke gekom en baie mense se huise gekom en begin sien dat die kerke ook nie altyd baie erns maak met evangelisasie nie. En ook nie met opleiding van die gemeentelede hoe om dit te doen nie. En ja, toe ek nou dit gedoen het op 'n stadium het Ferdi Mulder in 2005 het hy begin om 3 professore by Pretoria Universiteit aan te kla van dwaalleer. En ek en iemand anders van ons gemeente is afgevaardig om hulle te gaan verteenwoordig by die dwaalleer ondersoeke wat in 2005 begin het en tot in 2006 geduur het. En daar het ek nou vir die eerste keer regtig kontak gemaak met dwaalleer. En om agter te kom wat sy ernstige probleem dit is. So, toe het ek daarna betrokke geraak by 'n groep van seker so 50, ek dink jy het dit klaar genoem, so 50 mense in die land wat ook besig was daarmee. Ons het so 'n forum gehad wat ons bymekaar gekom het, ons het nie noodwendig eers almal ontmoet nie. En uiteindelik het dit toe uitgeloop onder andere op die boek, die Trojaanse Perd in die NG Kerk waarna hy verwys het. En so het ek maar aangegaan, soos jy gesê het, briewe geskryf vir die koerante, om altyd die waarheid op die tafel te sit, want wanneer die waarheid in die openbaar vervang word met die leuen, met die waarheid daar gesit word, om die mense nie, laat die mense nie mislei word deur die leuen nie. Ja. So daarmee was ek maar besig gewees, en ja, uiteindelik, so in die COVID-tyd, het ek besluit, dis nou tyd, om alles in 'n boekvorm te sit. Is interessant bietjie jy kan amper sê die neeweffekte van COVID. Ja. Baie mense dinge gedoen wat hulle nie andersins sou doen nie, Ja. want nou was daar die geleentheid, soos ek is eintlik half dankbaar vir COVID, dat jy nou toe die kans om die boek te gaan skryf, né? Ja, ek het maar alles wat ek self beleef het, Ja. en bestudeer het, spesifiek ook oor die dwaalleer, waar het vandaan kom en wat al gebeur en hoekom is dit daar. Ek het baie koerantartikels bymekaar gemaak oor die jare, om uiteindelik, wel ek dink ek het maar altyd geweet daar gaan dalk 'n boek kom. Ek het nie geweet wanneer nie, maar die boek het toe nou uitgekom in November 2023, en ja, die boek is geskryf omdat ek besorg is oor die gewone lidmaat in die kerk, wat nie noodwendig weet wat is besig om te gebeur nie. Ja. Hulle hoor dingetjies hier en daar, maar hulle is nie regtig goed ingelig om te weet of er nou regtig 'n probleem is met dwaalleer of nie. Ja. En uiteindelik gaan dit vir my oor, in eerste plek die eer van God, dat sy kerk nie meer die kerk is wat die Here wil hê ons moet wees nie. Wegbeweeg van die reformatoriese beginsels. Dis reg. En dit gaan vir my oor mense wat mislei word binne in die kerk na die ewige dood. So dit gaan nie net daaroor om nou te gaan en dwaalleers aan die kaak te stel nie, wat ons opgeroep word om te doen. Maar ons weet dat, ons het nou by die konferensie ook weer gehoor, wat ek en jy by was verlede week, dat het al baie jare aan die gang is, ook in die buiteland waar het begin het. En die groot probleem is dat as jy nou die teologiese opleidingsplekke wat begin om vals leringe te gee. Ja. En dit is waar die gevaar vandaan kom, want dan kry jy predikante teologie studente wat hierdie vals dinge geleer word, en dan gaan staan hy in 'n gemeente. Ja. En hy preek dwaalleer, en dan het jy ook 'n probleem van die immuunstelsel van lidmate, waar
regtig die woord baie goed ken nie. En glo dat die dominee is 'n dominee. Ja, hy moet die Bybel, amper soos die katolieke priesterskap. Ja. As jy daai denk, jy los dit as vir hom, maar dit is nie die hervormingsbeginsels nie. Ja, so om hulle net, jy weet, hulle het nie 'n immuunstelsel teen die dwaalleer wat verkondig word van die kansel af nie. So uiteindelik 'n baie groot gevaar wat elke Sondag gebeur, as daar nou 'n dwaalleraar is in 'n gemeente, en die immuunstelsel van die mense is swak. En hy kry daardie virus by die kweekskool. Ja, dis waar dit vandaan kom. So hy glo natuurlik, hy self mislei, omdat hy op 'n stadium 'n besluit geneem het om nie meer die waarheid te glo nie. En dan kan hy op 'n punt kom wat die Bybel vir ons leer, dat God hom kan oorgee aan die mag van die dwaling, om die leuen te glo. Ja. En hulle gaan al hoe dieper in die duisternis in en mislei mense agter hulle aan na die ewige dood. So dis 'n baie ernstige ding, wat 'n mens nie net kan los nie. Jy moet dit aanspreek. Die Bybel roep ons op om dit te doen. Ons moet nie net die waarheid verkondig nie, maar ons moet ook die waarheid beskerm. Ja. Want dis net die waarheid wat mense kan vrymaak. En dit is die belangrike ding wat moet gebeur, en waarmee ek nou maar besig geraak het, en dan uitgeloop het op die boek, soos ek gesê het. So, om die mense net meer inligting te gee, presies hoe werk die dwaalleer, waar kom dit vandaan? Hoe moet jy 'n dwaalleraar uitken? Wat nie maklik is nie, want hulle kom in die vorm van die engel van die lig, sê die Bybel, en hulle kom met wolwe en skaapsklere. Ja. So hulle is, in die Engels sê hulle, dis ravenous wolves. Hulle is baie gevaarlik, hulle is baie slinks, hulle is gewoonlik baie intelligent, hulle praat baie goed. Dis baie maklik vir mense om agter hulle aan te loop en te glo wat hulle verkondig. En alles word so bedek met liefde bedekseltjie. Ja. So, dit is maar die poging om dit te gedoen het, wat op die boek uitgeloop het. En miskien kan ek net, voor ons nou 'n bietjie verder praat, ek wil net graag die groter prentjie bietjie skets, voor ons miskien hier en daar 'n bietjie in meer detail kan praat. En voordat ek dan nou daarmee begin, wil ek net vir ons 'n bietjie lees uit 2 Timoteus uit. Ja. Wat hy al 2000 jaar terug het Paulus al vir 'n jong Timoteus geskryf. Waarvoor hy moet oppas. Dwaalleer is dit iets niets nie, né? Dit is nie iets niets nie. Dit is baie jare aan die gang, maar ek dink die erns van die dwaalleer is net besig om meer en meer toegeneem. Absoluut. Soos wat Jesus ook gesê het, toe hom gevra het, nou hoe gaan dit wees in die tyd voor die wederkoms? Ja. Dis een van die dinge wat hy gesê het, daar gaan baie dwaalleraars kom. Baie vals profete kom. En hulle gaan baie mense mislei. So ons leef in daai tyd, en daarom is dit vir ons baie, baie belangrik om te weet wat die Bybel ook leer daaroor. Dat het nou nie net sommer 'n paar mense het wat besluit is, nee, daar's nou dwaalleer aan die gang. Maar die Bybel waarsku ons, al voorreg deur die Bybel waarsku ons. Vals profete oral in die Ou Testament ook geweet, né? So ons lees maar net hier in 2 Timoteus 3, vers 1 staan daar, dit moet jy weet, dit is wat Paulus nou vir Timoteus skryf. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou die laaste dae weet ons dit nou begin met die eerste koms van Christus. Maar dan kom ons ook hier in die einde van die laaste dae waar ons nou leef, waar dit al hoe erger gaan word. Die dwaalleer word net erger en erger tot die wederkoms. En dan praat hy oor die mense wat nou gaan afvallig word van die geloof. En hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. En dan word ons gewaarsku om weg te bly van sulke mense. Want dit is eintlik daardie tipe mense wat die dwaalleraars word. En hulle kan jou ook besoedel. 'n Mens moet nie dink dat hulle nie vir jou ook gevaarlik is nie. Daarom waarsku die Bybel ons om weg te bly van hulle af. Om nie saam hulle te eet nie, om hulle nie te groet nie. Dis baie ernstige dinge. Nou ek dink nie 'n mens moet baie ligtelik besluit dat iemand 'n dwaalleraar is nie, maar dit is tog baie duidelik wanneer iemand vir jare daarmee besig is, dat 'n mens hom so kan noem, en dat hy dan 'n gevaarlike instrument in die hand van die Satan is.
Hulle wil altyd iets leer, maar hulle kom nooit tot kennis van die woord. Kennis waar. Dit is interessant dat die Bybel ook vir ons sê, ons kom nie deur geleerdheid tot kennis van God nie. Maar God openbaar hom aan ons. Ja. En hy openbaar hom in die Heilige Gees, openbaar vir God deur sy woord. Ja. En natuurlik moet jy die Gees hê om dit te kan verstaan. Anderster is jy afhanklik net van jou verstand om te probeer sin maak van teologie en van die Bybel. Ja. So dit is duidelik dat hy vir Timoteus lankal gewaarsku het en dat ons ook vandag gewaarsku moet wees. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Ja. Mense wat aan die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. So, mens moet verstaan, 'n dwaalleer is in die verstand verward, want hy het op 'n stadium 'n besluit geneem, 'n willens- en wetensbesluit, om nie meer die waarheid te glo nie. Intellektueel het hy wel die waarheid geglo, hy het waarskynlik groot geword in die kerk, en die Bybel geken binne in die kop, maar nooit tot ware bekering gekom nie. Nooit die Heilige Gees ontvang nie. Sy Gees het nooit lewendig geword nie. Ja. En daarom raak hy verward. En hy neem besluite om nie meer sekere dinge te glo nie. En dan is dit maar soos domino's wat omval. Maak nie saak waar jy begin om te dwaal nie. Dit sal al hoe meer en meer omval, jy sal al hoe dieper in die duisternis aangaan. En dit is wat ons sien wat gebeur. So, en dan as ons 'n bietjie aanbeweeg, dan sê hy juist hier, so dis goddelose mense en bedrieërs wat sal voortgaan van kwaad tot erger. En ons sien dit nou gebeur, né? Dit word al hoe erger. Hulle mislei ander en hulle word self mislei. Ja. En dan sê hy vir Timoteus, bly by wat jy geleer het. En dan moet ons miskien net weer vir onsself sê wat die Bybel is, want die hele skrif is deur God geïnspireer. Ja. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, wat ons so nodig het vandag, maar moet ons die Bybel ken. Anders gaan ons nie weet wat is waar en wat is vals nie. Verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En dan in hoofstuk 4 word ons opgeroep, verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. En ons sien daardie vandag. Ons sien dit vandag op 'n groot skaal. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle wil hoor. Ja, sagte liefde preekies. Ja. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. So, dit is wat Paulus geskryf het aan 'n jong Timoteus, en dit is wat nog steeds baie waar is in die tyd wat ons leef vandag. Dit is absoluut baie gevaarlike tye waarin ons leef, Ja. met die liberale teologie. En dan wil ek net nog een versie hier lees uit die Bybel uit, en dit is uit die brief van Judas, waar Judas sê, hy was vas van plan om hulle te skryf oor die verlossing waarvan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. En die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Ja. So daar waarsku Judas ons, en dit is baie belangrik vir vandag, dat hulle ongemerk ons geleedere binnengedring het. Ja. Dis goddelose mense staan hierso. Dis nie iemand wat die Here ken en wat die Here dien nie. En dit is mense wat in hoë posisies in die valskerk aangekom het. En dis die geleerdes, die professore, wat die ander so leer. Die gevaar is, jy weet, 'n mens moet pas op om te slim te raak en verby die Bybel te dink en die Bybel te analiseer en 'n Bybelwetenskaplike te word waar jy alles uit mekaar uittrek. So dit is 'n groot gevaar daarin. Ja, nee, dit is 'n groot gevaar en dit het ongelukkig waar geword
in die meeste kerke vandag. Ja. En ook in Suid-Afrika. Nou ja, ek het groot geword in die NG Kerk. En daarom sal ek maar meestal oor die NG Kerk praat, maar dit is definitief nie net die NG Kerk nie, dit is alle kerke wat geteiken word deur die Satan om mislei te word. En so ons kyk, sal 'n bietjie meer in detail ingaan dan wat is dan nou besig om te gebeur met hierdie dwalinge en die tyd waarin ons nou leef. So ons moet maar weet, die Satan kom al in die Bybel in Genesis 3. Ja. Waar hy vir Adam en Eva sê, maar het God werklik gesê. So daar het dit al begin, om die woord te bevraagteken. Hulle bevraagteken, dit het God werklik gesê. En dit is maar wat ons nou vandag ook moet raak sien, dat ons met die vraag vra, dit wat al gesê word en geleer word, is dit werklik wat God gesê het? En om dit te kan doen, moet ons natuurlik die waarheid ken en die Bybel ken. Ja. Want dit word nie baie openlik gedoen nie, dit word op 'n baie slinkse manier gedoen, om jou te mislei. En baie waarheid word tussenin gepraat, maar die leuen word so tussenin gewerk, om 'n mens te mislei. So dit is baie belangrik om daarna te kyk. So, as 'n mens gaan kyk hoe die geskiedenis verloop het ook in die Bybel, dan waar die Satan nou ingekom het in Genesis 3, die 3de hoofstuk van die Bybel, gaan hy nou aangaan met sy misleiding. Daar gaan sekere tye wees wat hy meer aktief is as ander tye, waar hy meer toegelaat word om dit te doen. Mens moet net een ding onthou van Satan, hy is nie in beheer nie. Hy is nie in beheer nie. God is in beheer, maar God laat hom toe om sekere dinge te doen. Hy kan niks doen wat God hom nie toelaat om te doen nie. Maar hy is die misleier en die verleier, en hy het baie mag om dit te doen. So as ons kyk, die begin van die kerkera, toe die kerk begin het en die kerk begin groei het Satan al hoe minder mag gekry. Soos wat mense gegroei het en tot bekering gekom het en Christene geword het. Maar dan, soos wat die geskiedenis loop, lees ons dat daar gaan 'n tyd kom, ons lees dit eintlik in Openbaring 20, né? Daar gaan 'n tyd kom wat Satan weer stelselmatig losgelaat gaan word. Met ander woorde, hy gaan weer, soos wat hy minder en minder mag gekry het, soos wat die Christen hom gegroei het, gaan daar weer 'n tyd kom wat hy weer vir oulaas losgelaat word. En dan vir oulaas weer baie mense gaan mislei. Ja. En die kerk gaan mislei. En dit sien ons baie duidelik wat besig is om te gebeur, veral vir die laaste 40, 50 jaar, waar dit nou maar oral in die wêreld begin het. En ook in ons, die groter prentjie moet ons raak sien, dat die kerk gaan groei, en dat die Satan al hoe meer gebind sal wees, maar dan word hy weer losgelaat tot en met die wederkoms. En ons gaan kom al hoe nader aan die groot verdrukking wat gaan plaasvind waarvan ons lees, maar die misleiding is die groot ding, wat besig om te gebeur, om soveel as moontlik mense uit die koninkryk uit te hou. En dit is waarmee hy besig is. So, veral ook, waar ons nou glo ek leef, hoofsaaklik in die kerkera tyd van die Laodicea kerk, die 7de kerk van Klein-Asië. Nou, al die dinge wat gebeur het, maar so oor die geskiedenis, was in al die kerke teenwoordig. Maar sekere tydperke was sekere dinge meer prominent. So in die tyd van die Laodicea kerk, die tyd glo ek waarin ons nou is vir 'n sekere min of meer ten minste al vir omtrent 170 jaar, is dit die groot misleiding wat besig is om plaas te vind, om die kerk te mislei met vals leringe. En dit lei tot vals kerke en baie dwaalleraars wat in beheer is, wat die mense mislei. So ons is in daai tyd wat dit besig is om te gebeur. Vervulling van Bybelprofesie, Ja. eindtydprofesie, né? Ons is gewaarsku dat dit sal gebeur,
En die Laodicea kerk is eintlik 'n mensgesintreerde kerk. Met ander woorde, jy luister eintlik wat die mens sê. Want jy weet, die mense vandag is baie slim. En hulle kan nie na 'n Bybel luister wat al 2000 jaar terug uitgekom het. Hulle slim Bybel verby. Ja, hulle weet hoe dit werk. Hulle weet beter as die Bybel, so dink hulle. Ja, so ons moet kan onderskei, ons moet baie onderskeiding hê vandag, Ja. tussen die waarheid en die leuen, want hy kom in die vorm van die engel van die lig, né? Om ons te mislei, as ons nie op ons hoede is nie. Ja. En dit is wat besig is om te gebeur, en al hoe erger word in die kerke. Ons het 'n pre-Christen era gehad, en toe het Christus gekom, en ons het die kerk era gehad, wat 2000 jaar terug begin het, en dit loop dan nou uiteindelik uit op die probleem van post-Christenskap eintlik maar. Van jy weet die new paganism, soos hulle dit nou noem in Engels. Ja. Ai. Waar die Christene het meer en meer geword, die kerk het gegroei, en toe het die kerk begin al hoe meer agteruit gaan. Ons weet, ek dink hulle sê die statistiek op die oomblik in 'n land soos Europa, of in Europa, is dit nou iets soos 3% wat Christen is. Ongelooflik, kan nie glo nie, hè? So die groot afval wat die Bybel van praat is verseker al lankal aan die gang, en ook een van die tekens wat ons moet raak sien, aan die einde van die eindtyd waarin ons nou leef. Ja. Dat daar ook baie dwaalleerders gaan kom, wat baie mense gaan mislei, ons word ook baie teen gewaarsku in die Bybel. En hulle is baie slinks aan die manier wat hulle te werk gaan. So ons moet maar op ons hoede wees vir hulle, sodat ons nie mislei word nie. So die post-Christen era is maar die era waarin ons nou leef. En dit is 'n baie gevaarlike era, waar baie mense mislei is. En dit baie belangrik is vir ons vandag, om die waarheid op die tafel te sit, sodat die mense kan onderskeidingsvermoë kry. Om te sien, maar dit wat die predikant nou daar van die preekstoel af verkondig, is nie in ooreenstemming met die waarheid en wat die Bybel ons leer nie. Absoluut. So dit is 'n ding wat op groot skaal gebeur het wêreldwyd in al die kerke, en ook ongelukkig in die kerk waarin ek groot geword het, die NG Kerk, waarin ek nou meer kennis het oor hoe dit verloop het, en betrokke was by dwaalleer ondersoeke in 2005 en 6, en sedertdien besig gebly het daarmee, om die mense te waarsku dat hulle moet op die uitkyk wees. Want dit is nie 'n ligte saak nie, dit is jou ewige bestemming waaroor dit gaan. Baie ernstige kwessies, ja. Jou ewige bestemming is in gedrang. So, ek wil miskien net gou hier uit die boek wat ek geskryf het, iets sê wat John MacArthur gesê het oor wat aangaan ook in die kerk. En dan sê hy hierso: homosexuality is the ultimate perversion of manhood, the end of society, the end of a culture. Sin is now normalized, elevated, and celebrated. Sexual immorality was the end of Sodom and also the Roman and Greek empires. Paganism ruled the world, and today, because of destruction of Christianity, we live in a world of new paganism. Ja. So, ons leef in 'n wêreld waar daar van politieke korrektheid gepraat word, wat lei tot wokeness, en dit lei tot 'n cancelled culture. And sin has been normalized, Ja. and sin does not exist, want daar is nie meer eintlik 'n reg of verkeerd nie, die 10 gebooie is nie meer eintlik, Ja. mense hoor nie meer daaroor nie, dit is ernstige dinge hierdie. Ja, so ek wil bietjie begin oor ander dingetjies praat as ek sê jou horlosie dophou. Dan wil ek net bietjie praat oor die kerk. Een van die probleme in die kerk vandag is dat daar baie dwaalleraars is, en ons weet die probleem, soos ons dit nou weer by die konferensie gehoor het, ek en jy verlede week, is dat dit begin op universiteite by die teologiese opleiding, waar liberale teoloë opgelei word,
en dan die liberale teologie gaan verkondig in die kerke. Ja. En dit is 'n baie groot probleem vandag, en dit is eintlik maar wat gebeur het met die Laodicea kerk, die laaste van die 7 kerke. Ons is eintlik in daai era sodat die meeste van die kerke deesdae 'n Laodicea tipe kerk geword het, wat ingedring is deur dwaalleraars. En dit is nie maklik om hulle uit te ken nie, want hulle is soos 'n wolwe wat in skaapsklere kom. En hulle word self mislei dat hulle self glo dat hulle die Here dien. So die geestelike of eenheid in die kerk is een van die dinge wat baie oor gepraat word vandag, dat die kerk moet nou weer een word oor al die verskillende denominasies moet nou weer een word, en dit gaan nie werk nie, want die Here het ons bietjie verskillend gemaak, en die Here wil nie almal met dieselfde wees nie. Almal moet nou saamwerk, en alle paaie lei na Rome, Ja. En jy kan sien hoe Rome nou sy tentakels oral inkry, en daar beheer wil kry daar, né? Ja, so die ekumeniese beweging is een van die bewegings wat hom beywer daarvoor, om kerkeenheid te kry. Maar die kerkeenheid wat hulle wil bewerkstellig is 'n strukturele eenheid, nie 'n geestelike eenheid nie, maar die van die waarheid. Ja, die universele kerk het 'n geestelike eenheid. Jy ken nie jou broer in China of waar ook al is nie, maar ons is 'n geestelike eenheid. En die kerk is nie bedoel om 'n strukturele eenheid. God het mense verskillend gemaak, en daar is verskillende wyses van aanbidding, wat alles binne die Christelike raamwerk val, sodat ons nie eintlik, ons moet beywer vir 'n strukturele eenheid, maar dit is wat daar deesdae gesê, wat om dit te kan doen, is die probleem nou vandag, dat jy moet dogma opoffer, om al die kerke bymekaar te bring. Want dogma verdeel kerke, dit is wat hulle glo, en dit is eintlik waar, want dit is so, dat jy kan nie saam met kerke wat nie reg glo, eenheid word nie. Dis is mos dan 'n vals eenheid. So, maar dit is wat die ekumeniese beweging om voor beywer vir seker die laaste 50, 60 jaar, is om dit reg te kry, en daarom word ook gepraat in die NG Kerk van die ruimhuis, Ja. en die ruimhuis is inklusief, terwyl Christendom is eksklusief. Christendom is 'n nou paadjie, dis nie 'n breë pad nie. Absoluut. So jy kan, hulle moet om inklusief te wees en alle mense in te trek, Almal te akkommodeer, né? almal te akkommodeer, beteken dit dat jy dogma moet opoffer. Ja. Jy kan dan nie die waarheid meer ernstig opneem nie, en daarom is dogma die vyand van hulle wat dit wil doen. Hulle beskou dogma as verdelend. Dit verdeel die kerk, maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat dit nie dogma is wat verdeel nie, maar juis die leuen. Ja. Juist die dwaalleraars wat dit wil doen. So, ons is bewus van en dan moet daar kompromieë aangegaan word om daarby uit te kom. Met ander woorde, jy moet nou maar allerlei dele uit die Bybel uithaal wat nie meer pas nie. Ja. Om almal te akkommodeer. En dit sien ons het op groot skaal gebeur. En daarom glo ek het dit lankal tyd geword vir suiwerheid, vir die kerk om suiwer gemaak te word. Sodat God sal die remnant uitvat, die mense wat nog die waarheid glo. Absoluut. En die kerk weer suiwer maak, sodat ons weer die waarheid duidelik kan verkondig aan 'n verlore wêreld. Baie interessant hierdie klem wat die Bybel lê op die oorblyfsel, die remnant, né? In die eindtyd, en jy kan sien daardie skyne wat kom, en hoe laat baie van die behoudenis nou begin hande vat daar. Ja, dit is nodig om dit te doen, want het gaan uiteindelik nie oor wie se reg en wie se verkeerd nie, dit gaan uiteindelik oor mense se eindbestemming, die ewige dood. So dis 'n baie ernstige saak, en baie mense word mislei op hierdie stadium. En daarvoor moet ons opstaan, en ons moet die mense waarsku, en dit is ook een van die redes hoekom ek die boek geskryf het. Ja. Is om die mense wat miskien bietjie hoor dat daar ook probleme is in die kerk, maar nie eintlik weet hoe groot die probleem is, waar die probleem vandaan kom en wat gedoen moet word nie. En dat ons baie duidelik opgeroep word in die Bybel om dwaalleraars aan die kaak te stel.
want hulle is besig om mense te mislei na die ewige dood. So, daarvoor moet ons die waarheid ken. Want as ons nie die waarheid ken nie, dan sal ons nie die leuen kan onderskei nie, nee. En daarom is om die Bybel te ken is baie, baie belangrik. So, die waarheid moet aangeval word, en word aangeval deur die Satan. Want hy is die vader van die leuen. Ja, groot leenaar. So hy hou nie van die waarheid nie. En daarom hou hy nie van die Bybel nie. En daarom sal hy die waarheid aanval, maar die Satan is ook baie slim. Hy doen dit nie openlik nie, hy doen dit op 'n baie subtiele manier. So hy is nie regtig daarop uit om die kerk te vernietig nie, maar hy is daarop uit om die kerk te infiltreer. En dan die dwaalleer binne in die kerk te versprei. En dit is waar die kerk eintlik vernietig word, is van binne af. Ja. Nie van buite af soseer as van binne af nie. En dit is waar dwaalleer groot geword het in die kerk en ook ongelukkig in die kerk waarin ek groot geword het, die NG Kerk. Wat ek glo as denominasie is 'n vals kerk en daar is kerke wat besig is om reeds uitgegaan het en elke persoon roep ek maar net op om te gaan kyk wat die Bybel leer om te sien, sit jy in 'n vals kerk of nie? Terug na die Bybel, nee, terug na wat sê die Bybel. So wanneer die waarheid wat die Satan wil vernietig nie meer daar is nie, hoe gaan ons vorentoe gaan? Hoe gaan mense vrykom as daar nie meer 'n waarheid is nie? Ja. So, daar sit basies twee groepe in die kerk vandag. Die een is die Bybelgetroue groep, wat glo soos wat die kerk oor die eeue geglo, die universele kerk, wat nog die Bybel glo, as die woord van God, en wat glo soos wat die kerk geglo het, wat nie weggedraai het, na sogenaamde nuwe dinge wat gebeur het nie. Ja. En dit is dis mense wat die wêreld kyk deur 'n Bybelse bril. Ja. En dan kyk jy die tweede groep, kan jy sê is die liberale groep, wat die Bybel te eng geword het, wat die Bybel nie regtig meer ernstig opgeneem kan word. Hulle sal nog steeds sê dat hulle die Bybel ernstig opneem, maar die vrug wat hulle dra en wat hulle verkondig wys dat dit nie gebeur nie. En laas nie gehoorsaamheid aan die skrif nie. Ja. Gehoorsaamheid word mos 'n vloekwoord deesdae. Ja. So, hulle is die sogenaamde liberale, 'n kort definisie om liberaal te wees in die sin van die kerk, is godsdienstige vrysinnigheid op godsdienstige gebied. Ja. Met ander woorde, die Bybel is te nou, die waarheid is te nou, kom ons gaan 'n bietjie breër. En kom ons begin die vraag vra wat in die paradys gevra is deur Satan, maar het God regtig gesê? So die Bybel word bevraagteken deur hulle. Ja. Daar word nie die Bybel gelees en gevra, wat sê die Bybel vir my nie? Maar die Bybel word bevraagteken. Is dit nou regtig hoe dit is? Herinterpreteer. Volgens jou eie sieninge. Dit word geherinterpreteer en dan die siening wat hulle het is 'n sekulêre, humanistiese wêreldbeskouing. Ja. Waar die kultuur van die dag besluit alles beïnvloed. Hoe werk dit? Ja. Die sogenaamde Bybelwetenskap wat in die universiteite oorgeneem is of geleer is, wat daartoe gelei het dat die Bybel nou hulle het nie meer 'n hoë dink van die Bybel as die woord van God nie. Dit is eintlik maar net 'n menseboek van ou mense. En so ons moet nie die Bybel meer baie ernstig opneem vir vandag nie. En as ons dit nie doen nie, gaan ons in elk geval soos 'n ou tikmasjien word, sê party van die professore. Die mense kan nie meer na ons luister as ons nou nog glo dat Genesis 1 tot 11 is die waarheid, dis 'n geskiedenis, dis hoe God die wêreld geskep het, en dat daar nog 'n sondeval was, en daar 'n sonvloed was, en al die dinge, wat nou ontken word. Ja, toggie. En die erns van die saak is dat Genesis 1 tot 11 is die fundament van die Bybel, sodat as jy dit nie meer glo as waarheid en geskiedenis nie, die Bybel getuig self, dat na Genesis 1 en 2, met die skepping, word aan die Bybel geskryf. Dit is dan nou die geskiedenis hoe God die wêreld, die hemel en die aarde geskep het. So die Bybel is bevestig tog homself. Hy sê, dis hoe dit gebeur het. Daar was 'n 6-dag skepping, daar was nie 'n ander manier hoe geskep is nie. En God het geskep.
Ja, as jy daar die eerste paar hoofstukke wegtrek, trek jy die fondasie van die Bybel weg. Dis die waarheid, ja. Amper al die beginsels van die Bybelse waarheid kom daarin voor. Ja, dan val die domino's om. Ja. So, wat vandag gebeur is, die Bybel is nie meer jou vertrekpunt om te kyk na waarheid nie. Dit gaan oor die wetenskap van die dag. Dit gaan oor die mens se eie belewenis, sy eie ervarings, wat belangriker geag word as wat die Bybel sê. En dit is waar die verligting gekom het in die 19de eeu, waar gesê het, nee, ons kan nie meer die Bybel ernstig opneem nie, as die woord van God nie. Ons moet nou kyk wat sê die wetenskap van die dag, en ons moet, dan begin ons daar, en ons kyk van daar, met daai bril kyk ons na die Bybel. Ja. Met ander woorde, die Bybel word nou aangepas by die kultuur van die dag. Dis wat gebeur. Terwyl Romeine 12 en 1 en 2 vir ons baie duidelik leer, ons moet nie gelijkvormig word aan die wêreld nie. Maar ons moet laat luister wat die Bybel vir ons sê. Want die Bybel is 'n boek wat vir ewig sal bly staan. Maar die Bybel het ons ook gewaarsku dat ons hierdie teenstand sal kry en dat dit gaan erger word na die einde toe. En ons is nou daar en ons moet nou opstaan, want ons word opgeroep om die waarheid te verkondig en om die waarheid te beskerm. Absoluut. Jy is nie populêr as jy die waarheid wil beskerm nie. Dit is nie baie lekker om dit te doen nie. Maar jy gaan teen die stroom. Jy is teen die stroom en jy's in die minderheid, maar dit is wat die Here van ons vra. Ja. Jy sal nie populêr wees nie, maar jy wil nie populêr wees nie. Jy wil getrou wees aan dit wat die Here sê. En dit gaan uiteindelik deur die mense is op pad na die ewige dood. Hulle word mislei om dit nie te glo nie. Ja. So, ons weet daar's 'n noodtoestand in die kerk vandag. En die noodtoestand het gekom as gevolg van die dwalinge wat stelselmatig in die kerk ingekom het. En waar die woord van God vervang is deur mensewoorde. Ons kan selfs lees wat Martin Luther destyds al gesê het oor wat besig is om te gebeur. Hier sê hy, we must make a great difference between God's word, die Bybel, and the word of man. Want vandag is alles mensgesentreerd. Ja. Wat die mens sê en wat die wetenskap sê, is baie meer belangrik as die Bybel. Ons kan nie die ou Bybel meer glo nie. A man's word is a little sound that flies into the air and soon vanishes, but the word of God is greater than heaven and earth, greater than death and hell, for it forms part of the power of God and endures everlastingly. We should therefore diligently study God's word. Ja. And know and assuredly believe that God himself speaks unto us. Hier sê hy ook, dis jare gelede, eeue gelede. Die Bybel is toe al aangeval. Is dit werklik die woord van God? Kan ons dit nog werklik vandag ernstig opneem? Ons weet mos nou beter as wat God geweet het. En dan ook want ons moet nou onthou wat besig is om te gebeur, laat die liberale teologie vir ons sê dat ons moet heeltyd nuwe dinge ontdek. Ons moet nie net die manier hoe ons die Bybel oordra aan mense nie, want dit moet verander. Maar ons moet die inhoud van die Bybel verander. Want dit pas nie meer, mense gaan nou nie meer glo wat die Bybel sê nie, want mense het nou mondig geword. Nou wat sê Charles Spurgeon oor? In sy boek The Anointed Life, there is nothing new in theology, except that which is false. All that is true is old, though I am not saying that all that is old is necessarily true. Some speak of new developments as though we had not discovered the whole Christian religion yet. But the religion of Paul is the religion of every person who is taught by the Holy Spirit. We must not therefore indulge for a moment the idea that something has been discovered that might correct the teaching of Christ, the Bible. Yeah. That some new philosophy or scientific discovery has arisen to correct the declared testimony of our Redeemer. Let us hold tightly to what we have received. Let us never depart from the faith which was once delivered unto the saints. Absoluut. En dit wat hy geskryf het in 2 eeue gelede,
is vir ons baie relevant vandag. Ja. Dat ons moet vashou aan die Bybel as die woord van God. Ja. En nie die sogenaamde Bybelwetenskap wat die teoloë op die universiteite geleer word en dan binne in die kerke inbring. Ja. Om daar die mense te mislei na die ewige dood. Ek dink ons tyd is besig om uit te loop hierson. So ek wil nog net graag bietjie uitkom ook by wat het William Booth gesê en Ian Murray oor dwaalleer. Nou dit was ook natuurlik nou baie jare gelede. So jy weet soos die Bybel sê daar's niks sonder die son nie, né? Alles wat was sal weer wees, né? Ja. So William Booth van die Salvation Army het in sy tyd gesê, the chief danger that confronts the coming century, dis wat ons nou is, will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, dis cheap grace. Jy weet die evangelie is so vlak gemaak vandag, dat die evangelie mag nie meer in sy volheid soos wat Paulus dit gedoen het aan mense verkondig word nie, want ons sal mense konfronteer. Maar ons kan nie die evangelie afwater nie, want dit lei tot hoop vals bekerings. Maar die waarheid moet mense konfronteer, moet gekonfronteer word met die waarheid, moet besluit, ja of nee. Die waarheid konfronteer jou, jy moet 'n besluit maak. En dit is 'n ernstige besluit wat jy in jou lewe moet neem. So, salvation without regeneration. Dit is vals, ons sien dit baie, want as jy 'n vals evangelie verkondig, 'n verdunde evangelie, om net te sê, doen net hierdie gebedjie, moet net vir Jesus in jou hart in, maar daar's nie enige sonde belydenis nie, daar's nie enige ware bekering nie. Omkeer, né? Daar's nie enige iets daarvan om te sê die mens is 'n sondaar mens nie. Ja. Hy word so gebore nie, in sonde, en hy het 'n nuwe lewe nodig. Ja. Hy moet wedergebore word. Ja. Dit word nie meer verkondig nie, want die mense van vandag hou nie daarvan nie. Ja. Die postmoderne mens hou nie daarvan nie. Ja. Hulle wil net aan die kerk behoort, sê een van die groot leiers van die NG Kerk op 'n stadium. Hulle wil nie meer deur hierdie moeilike pad van bekering en van bely van 'n geloof gaan nie. Hulle wil net behoort aan die kerk. Ja. Hulle dink dit is hulle saligheid. Terwyl die Petrus en Johannes en Paulus en Jesus sê, bekeer julleself en glo die evangelie. Ja. Want jy weet nie of daar 'n dag van môre gaan wees nie. So ons moet opstaan om die waarheid te verkondig. Politics without God. Dit is die politieke korrektheid waarmee ons vandag te doen het. Politieke korrektheid wat lei tot wokeness. En wokeness wat lei tot 'n cancelled culture. Dat alles wat reg was is nou verkeerd en alles wat verkeerd is nou reg. En dat die Bybel net van die tafel afgevee word. Al sê hulle vat die Bybel nog ernstig op. And heaven without hell. Mense word nie meer gesê daar's 'n hel nie. Of 'n oordeelsdag nie. So dit is nou al lank al deur hierdie godsmanne. Ian Murray sê in sy boek Evangelism Divided. The problem today is not primarily paganism, not doubt, not the enlightenment, not the culture, but the corruption of the Christian faith. So die Satan is nie daar om die kerk te vernietig openlik nie. Die Satan is daar om die kerk te infiltreer, twyfel te saai en ongeloof en dan die leuen te verkondig as die waarheid. Dis presies wat Satan gedoen het in die paradys. Die Satan waarin die kerk nie meer wil glo nie. Jy weet, die Satan het nie 'n probleem daarmee dat jy nie in hom glo nie. Dis wat hy eintlik wil hê. Hy wil dit hê. Hy wil dit hê. Dit was my so skokkend toe die algemene sinode sê dis opsioneel om aan 'n letterlike duiwel te glo. Ek kon dit amper nie glo nie, want as jy die duiwel die prentjie uithaal, dan val julle evangelie plat daar. So die duiwel is 'n daadwerklike entiteit. Dit is die waarheid. Ons tyd is amper verby. Ek wil net graag daarom sê wat Paul Washer ook sê. The biggest threat to the church today is pastors who is unregenerate, unbiblical, who has no fear for God and no respect for his word. So wat my jare se persoonlike ondervinding wat ek pad geloop het en met dwaalleraars direk te doen gehad het, moet 'n mens verstaan wie hulle is. Hulle dwaal nie net, ek praat nou van 'n
iemand wat nou werklik 'n dwaalleraar is, wat ons weet. Hulle dwaal nie net op sekere gebiede nie. Hulle is heeltemal in die duisternis. En hulle mislei mense agter hulle aan. Ons weet van 2 voorbeelde van groot leiers in die NG Kerk. Professor Julian Miller, wat in 1994 teruggekom het van Amerika, en gesê het, hy kry nie meer daar dat iemand glo in die liggaamlike opstanding van Jesus nie. Ai, so skokkend, né? So hy sê, ek was georiënteer, toe word ek gedisoriënteer, en toe word ek geheroriënteer. Ai, Nou glo hy dit ook nie meer. Ja. Dit was in 1994. ai, Hy is aangekla van dwaalleer in 2005, waarby ek betrokke was, onskuldig bevind. Hy het aangehou om dwaalleer te doseer tot hy afgetree het, en hy's nou, vandag, 'n selferkende post-teïs. Hy glo nou nie meer in God nie. En dieselfde het gebeur met Dr. Ben de Tooy, ook 'n groot leier in die NG Kerk, wat nou openlik sê, God is maar net 'n maaksel van ons in ons brein om te sê, daar is iemand soos 'n God. Glo nie meer in 'n persoonlike God nie, tog was hy 'n groot leier in die NG Kerk, ook aangekla van dwaalleer, en andere daarvan, dat hy nie in die duiwel wil glo as 'n persoon nie. ja, En die probleem is, die paar professore en teoloë wat aangekla is, spesifiek in die NG Kerk, oor die jare is almal onskuldig bevind van dwaalleer. ja, dis die tragedie. En dis die tragedie, en die tragedie is dat hulle dan toegelaat was om verder dwaalleer te verkondig en te doseer aan universiteite, om meer en meer mense te mislei na die ewige dood. So ja, 'n uur gaan baie gou verby, sien ek. Daar's nog baie goed wat ons kan sê, maar die boek is ook daar en beskikbaar, soos jy gesê het, Ja, waar ek baie diep ingaan op al hierdie sake. ja, En ja, my hart is maar net om die mense in die kerk te waarsku. Kyk in wat 'n kerk jy is. ja, Kyk wat jou predikant verkondig. ja, Want anderster kan jy dan ook mislei word, en ons het 'n opdrag in die Bybel, ja, dat ons moet distansieer van iemand wat 'n dwaalleer is. ja, Want hulle is gevaarlik. ja, Hulle is ravenous wolves. ja, En hulle het geen gevoel vir 'n mens se saligheid nie. ja, ja, En hulle is glibberig, ja, want hulle is die Satan se kinders wat vir hom werk. ja, En in 1 Johannes 2 vers 19 staan daar baie duidelik, as hy praat oor die dwaalleraars, hulle was nooit werklik deel van ons nie. Want as hulle werklik deel van ons was, dan sou hulle by ons gebly het. Nou dit beteken nie, dat 'n dwaalleraar noodwendig uit die kerk uitgaan nie, maar waar hy nie by gebly het nie, is by die waarheid. ja, Hy het die waarheid verwerp vir die leuen. ja, Hy sê Hebreërs 6 geval, wat op 'n stadium die waarheid geglo het, groot geword het in die kerk, ja, en toe op 'n dag besluit het om die waarheid nie meer te glo nie. En dan is hy vir ewig verlore. ja, En hy is in 'n dieper duisternis in, as waarin hy gebore is. Ons word almal in duisternis gebore. Maar wanneer jy willens en wetens God verwerp, sy woord verwerp, as nie meer die woord van God nie, dan sal jy vir ewig verlore wees. ja. Ai. Op daardie hoë noot is ons tydjie ongelukkig klaar. Dr. Visser, ons moet vir jou baie dankie sê, en vir jou as 'n medikus om so diep te gaan in die Bybel en die waarheid. Ons haal ons hoed vir jou af en laat jy teen die stroom gaan en betrokke was om klagtes te lê teen die dwaalleer en die dwaalleerleraars en die dwaalleerprofessore. Ons wil jy alle seën van die Here toewens. En as kykers hierdie boek wil deurlees, dit is baie insiggewend oor al die aktiwiteite, hoe mense die dwaalleer kan en moet beveg daar. En jou betrokkenheid hier, ons is baie, baie dankbaar vir jou deel wat jy gedoen het en steeds doen om die dwaalleer teer te staan. As jy weer Kaap toe kom en ons weer opname maak, ek jy kan sê 'n uur is lank, maar jy gaan verskriklik baie, verskriklik vinnig as jy hier sit en praat. So as kom oor, as jy weer kom, ons maak weer opname oor die pad wat jy verder met die Here stap, en ons wens die Here se rykste seën op jou en jou familie toe,
En die pad wat julle by die Here stap, maar waar julle opstaan teen dwaalleringe. Dit is regtig 'n wonderlike getuienis hierdie boek en wat jy as mens gedoen het om die waarheid raak te sien daar en laat opgestaan. Ons sê vir alles van die beste. Ja, baie dankie dat ek Here kan Jesus. wees. Ek wil ook net sê die tyd hier op aarde is ook verskriklik kort. Ja, En dan kom die ewige lewe. ja, Of die ewige dood. ja. En ek dink net dat die mense moet gewaarsku word. Ja. Maak jou saak reg, Ja, want daar's nie 'n tweede kans nie. absoluut. Baie dankie.